Maats, ek wil vandag 'n storie met julle deel uit 2 Konings 4. Maats, daar was 'n weduwee. Wat is 'n weduwee? Dis 'n vrou wie se man dood is. En hierdie weduwee het 2 seuns gehad en sy was baie bang. Weet julle hoekom? Omdat 'n ander man, 'n skuldeiser, gesê het haar seuns moet vir hom kom werk as slawe om die skuld van haar man te betaal. En sy het geweet sy kon dit nie self regkry nie. So sy sou haar man en haar 2 seuns verloor. Wat doen sy toe? Die weduwee het geweet sy het hulp nodig. So sy het toe na 'n man van God toe gegaan, die profeet Elisa. Sy het vir hom gesê, my man is dood en ek weet nie wat om te doen nie. U moet my help. Elisa het vir haar gevra, wat het jy in jou huis? Sy het gesê, ek het net 'n klein flesie met bietjie olie in. Maas, dit klink soos niks nie waar nie? Maar wag, Abba Vader kan selfs klein dingetjies gebruik om groot wonderwerke te doen. Toe sê Elisa vir haar, gaan leen kanne by jou bure soveel as moontlik. Gaan huis toe, sluit die deur en begin jou olie in al die kanne gooi. Kan julle dink, maats, 'n klein flesie olie moes baie kanne vol maak. En die weduwee moes iets doen wat vreemd gelyk het. Sy moes tog gewonder het, hoe gaan dit ooit werk? Maar sy het geglo en sy het gedoen presies soos Elisa, die profeet van Abba Vader, gesê het. Sy was hom gehoorsaam. Sy het 'n bietjie olie in al die kanne begin gooi en weet julle wat het gebeur? Die olie het net aanhou vloei totdat al die kanne vol was. En dit was 'n wonderwerk van Abba Vader. Wat kan ons van hierdie storie leer, maats? Eerstens, selfs al dink jy het niks, kan Abba Vader daardie niks gebruik. Die weduwee het net 'n klein bietjie olie gehad, maar dit was genoeg. Net soos jy dalk dink jy het niks om vir Abba Vader te gee nie, het jy altyd iets. Jy het jou hart wat jy vir hom kan gee. Jy het liefde wat jy vir hom kan gee. Jy het tyd wat jy vir hom kan gee. En dit is genoeg vir hom. Tweedens, ons moet gehoorsaam wees. Die weduwee het presies gedoen wat Elisa gesê het. Sy het die kanne by haar bure gaan leen, die deur toegemaak en die olie in die kanne gegooi het. Sy kon gedink het 1 kan is genoeg, want sy het net 'n klein bietjie olie, maar sy het baie kanne gaan kry en sy het gehoorsaam en sy het die olie in die kanne begin gooi. Maar soms vra Abba Vader vir ons om dinge te doen wat vir ons vreemd lyk, maar as ons gehoorsaam is en doen wat hy sê, sien ons die groter prentjie. Derdens, maats, wat ons hieruit kan leer is, Abba Vader kan die onmoontlike doen, as ons die moontlike sal doen. Die weduwee het nie gedink dat 'n klein bietjie olie sou genoeg wees om al haar skuld te betaal nie. Maar toe sy gehoorsaam is, het Abba Vader die olie vermeerder. En hy kan altyd meer gee as wat ons dink moontlik is. Die 4de les wat ons hieruit leer is, die olie leer ons oor die Heilige Gees. Soos die olie in die kanne gevloei het, kan sy liefde en krag en die gawes van die Gees in my en jou lewe vloei, wanneer ek en jy leeg is van onsself, en wanneer ons Abba Vader gehoorsaam. Maar as jy nie plek maak vir hom nie, sal die vloei stop. Ons moet ons harte oopmaak en ons lewens oopmaak om te gehoorsaam, dat die Heilige Gees in ons bly en die Heilige Gees kan gehoorsaam. Laastens, maats, die wonderwerk het openbaar geword. Nadat al die kanne vol was, sê Elisa, gaan verkoop die olie, betaal jou skuld en die res is vir jou en jou kinders. Maats, die weduwee se lewe het verander. Sy en haar kinders het voorsiening gehad en was nie meer bang nie. So maats, onthou vandag, jy het altyd iets om te gee. Wees gehoorsaam, vertrou Abba Vader, maak plek en gehoorsaam die Heilige Gees en hy sal jou lewe vul en wonderwerke in jou lewe doen. Kom ons bid saam. Papa God, dankie vir u liefde, vir u goedheid en u krag. Dankie dat u nog steeds 'n God is van wonderwerke. Ons vertrou u, Vader. Lei ons uit die bose, lei ons uit die versoeking. Ons wil u gehoorsaam en doen presies soos u sê. Ek bid dit alles in Yeshua se naam. Amen. Shalom, maat.